Hartlik welkom liewe vriende vandag by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. In hierdie mooi dag loof en prys ons hemelse Vader vir sy goedheid, sy guns, liefde en genade in ons lewens. Mag vanmôre se boodskap ook vir jou tot groot seën wees. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Leef anders. En vandag is ons by deel 5. Wees lig in die donker. Ons lees Matteus 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Liewe vriende, wanneer 'n mens in 'n totale donkerte is selfs die kleinste liggie baie opvallend. Een kers in 'n vertrek verander alles. Een vuurtoring kan skepe veilig huis toe lei. Net so het Jesus sy kinders geroep om ligdraers in 'n donker wêreld te wees. Hy sê nie dat ons eendag lig sal word nie. Hy sê, julle is die lig vir die wêreld. Omdat Christus, die lig van die wêreld, in ons woon, moet sy lig deur ons lewe. Ons staan vandag stil by 3 punte vanuit hierdie teks, wat van baie groot belang vir elke kind van die Here is. In die eerste plek, ons ontvang ons lig van Jesus Christus. Geen mens is uit homself lig nie. Van nature leef ons self in die duisternis van sonde. Maar toe Christus ons gered het, het hy sy lig in ons harte laat skyn. Jesus sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ons kan dus nie die wêreld verander deur ons eie wysheid, persoonlikheid of vermoëns nie. Ons kan slegs lig wees wanneer ons naby aan Christus leef. Soos die maan die son se lig weerkaats die gelowige die heerlikheid van Christus. Die vraag is daarom nie eerste, hoe helder skyn ek nie, maar hoe naby leef ek aan Jesus. Dan ons tweede punt van vandag. Ons lig moet sigbaar wees in ons lewe. Jesus sê dat niemand 'n lamp aansteek om dit onder 'n emmer weg te steek nie. Lig is bedoel om gesien te word. Dit beteken nie dat ons onsself moet verheerlik of aandag op onsself moet vestig nie. Inteendeel, geliefdes, ons lewe moet so wees dat mense Jesus Christus in ons raak sien. Ons skyn wanneer ons eerlik bly waar ander mense bedrieg. Wanneer ons vergewe waar ander mense haat. Wanneer ons liefde wys waar ander hard is. Ons skyn wanneer hoop uit ons lewens uitstraal, wanneer ander mense moed verloor. Ons skyn wanneer ons getrou bly aan God se woord, wanneer die wêreld kompromieë maak. Die wêreld lees dikwels ons lewe voordat hulle ooit ons woorde hoor. En daarom moet ons lewe en ons belydenis met mekaar ooreenstem. Dan in die derde plek, ons lig moet altyd God verheerlik. Jesus sluit hierdie pragtige gedeelte af met hierdie wonderlike woorde: laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien
en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Matteus 5 vers 16. Dit is die doel van ons lewe. Nie dat mense ons bewonder nie, maar dat hulle God bewonder. Elke daad van liefde, elke woord van waarheid en elke daad van gehoorsaamheid moet uiteindelik na Jesus Christus toe wys. Wanneer ons leef soos burgers van God se koninkryk, word die wêreld herinner dat daar 'n groter koning is wat regeer. Ons lewe word dan 'n getuienis van sy genade en sy waarheid. Die wêreld waarin ons leef, geliefdes, is baie donker. Maar dit is juis waarom die lig van Christus helder moet skyn deur sy kerk. Moenie toelaat dat vrees, sonde of wêreldgelykvormigheid jou lig verdof nie. Leef elke dag so naby aan Jesus, dat sy lig natuurlik deur jou woorde, dade en gesindheid uitstraal. Want wanneer Christus deur jou skyn, ontdek ander mense die pad na hom. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie mooi dag in U naam te kan begin en voor U in aanbidding te buig. Dankie vir U woord, waarin U Uself aan ons kom openbaar en vir ons in wil kom leer. Laat ons die lig van Christus elke dag uitstraal na 'n wêreld wat dit bitterlik nodig het. Dankie vir Jesus, wat die lig is in ons lewens, en dat hy ons lewens kom verander en vernuwe het. Seën ook vir ons hierdie mooi dag, Here. Help ons om anders te lewe vir Jesus en om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.